My hande hef ek op na U. Ek loof U naam en buig voor U. Die koning Goeiemôre, pastoor Wally van Huis van Gebedsbediening, vanoggend weer hier by julle met die boodskap wat die Here op my hart vir jou gelê het. Ek wil kom met die titel vanoggend: Saai hemelse saad. Saai hemelse saad. Onthou net, as jy op die aarde saad saai, sal 'n aardse boom opkom. As jy hemelse saad saai, sal 'n ewige boom van heerlikheid wat vir ewig in die hemele staande sal bly vir jou wees, en jy sal vir ewig van die vrug daarvan eet. Amen. Amen. Daarom, ek gaan vir ons lees uit 1 Korintiërs 15 en ek lees vir ons van vers 36 af. Hy sê, dwaase mens, wat jy saai, word nie lewendig as dit nie gesterf het nie. En wat jy saai, jy saad nie die liggaam wat sal word nie, maar 'n blote korrel. Byvoorbeeld van koring of van iets anders. Maar God gee dit 'n liggaam soos hy gewil het. En aan elkeen van die saadkorrels sy eie liggaam. Julle, hierdie is 'n geestelike ding. Ek en jy vertrou in die opstanding van die Here Jesus Christus. Ons vertrou ook dat almal wat in Christus gesterf het, al het ons gesterwe in die vlees, al word ons begrawe in die graf, julle, nee, wanneer Jesus terugkom op die wolke, gaan die grafte oopgaan, en die wat in die Here gesterwe het, gaan uit die grafte uit opstaan. Amen. Maar, dis nie net dit nie. Het jy geweet dat ek en jy saai ook nou so in die gees, terwyl ons nog op hierdie aarde lewe? Byvoorbeeld, as iemand behoefte het, uit die liefde van jou hart, deur die liefde van Jesus Christus gedryf, sonder dat iemand anders daarvan kan weet, né, gaan jy en jy gaan saai in die behoefte van daai persoon, is jy besig om hemelse saad te saai, en die woord van die Here sê, dat jy sal jou loon in die hemel nooit mis nie. Amen, amen. So, ons kan nou reeds, terwyl ons hier op die aarde is, julle, ek kan 'n woord na iemand toe spreek, en wat hom weer bemoedig en oplig. Julle, weet julle wat, daai loon sal my nooit verbygaan nie. Ek sal dit vir ewig, sal ek die loon hê wat uit daai saad gekom het. Dit is hemelse saad, wat mense op die aarde bemoedig, wat weer vir hulle hoop gee, wat weer liefde in hulle harte inplant. Julle, kom ek en jy saai hemelse saad. Amen. Kom ons fokus daarop, kom ons bemoedig mense, kom ons bedien mense met die liefde van Jesus Christus. Ek wil die tweede gedeelte van hierdie skrif, wil ek graag vir jou lees, en dan, dan kan ons al oor praat. Hy sê, vers 43, daar word gesaai in oneer, daar word opgewek in heerlikheid. Daar word gesaai in swakheid, daar word opgewek in krag. Kan julle sien die hemelse saad wat dit doen, hè? Hy sê hierso, daar word gesaai in swakheid, miskien in swakheid, met houe wat jy gevat het jy in liefde gebly en God verheerlik. Nou sê die Here, sekerlik, ek sal jou opwek in krag. Ek sal jou met my krag toedien, ek sal jou met my liefde toedien, ek sal toe deure vir jou oopmaak. So daar word gesaai in swakheid, daar word opgewek in krag. Dan sê hy, vers 44, 'n natuurlike liggaam word gesaai. 'n geestelike liggaam word opgewek. Daar is 'n natuurlike liggaam en daar is 'n geestelike liggaam. Soos daar geskrywe is, die eerste mens, Adam, het 'n lewende siel geword. Die laaste Adam, 'n lewendmakende gees. Wie is die laaste Adam? Dit is Jesus Christus. Hy het self vir ons kom sê, ek is die opstanding en ek is die lewe. Julle, as jy op hierdie aarde uit swakheid uitsaai, julle, en as jy in liefde plant in ander mense se lewens, dan sal die lewendmakende Gees, Jesus Christus, sal hy in jou hart inkom
en hy sal met dieselfde krag, die opstandingskrag van Jesus Christus, die bronne van die lewe binne in jou laat lewend word en binne in jou laat opstaan, sodat sy naam verheerlik kan word. Maar julle, en nie net dit nie, in die gees word jy dan met 'n hemelse liggaam, met die hemelse klere, word jy bekleed, julle, en kan jy in die heerlikheid van die krag van sy teenwoordigheid kan jy beweeg. Amen. Kom ons maak ons so toe. Ek wil vir ons 'n gebed doen. Vader, ons kom na U in die naam van Jesus Christus, U Seun. Maak ons wakker in die Gees, Here, om te saai in die Gees, Here, om prys te gee in die vlees, maar 'n opstandingskrag te ontvang, 'n hemelse liggaam, 'n hemelse heerlikheid in die Gees. Vader, ons dank U daarvoor en ons ontvang dit nou in Jesus Christus se naam. Amen. Ek loof Halleluja, liefde, seëning, pastoor. As jy hierdie bediening geniet het en jy wil baie graag nog aanhou dit kry, as jy daar op die skerm kyk, dan gaan jy sien aan jou regterkant, onderkant is daar so wit en rooi knoppietjie wat jy net op kan druk, dan registreer hy jou by ons kanaal en dan elke keer as 'n video opgelaai word, dan gaan hy jou laat weet dat daar nou 'n nuwe video opgekom het. So hoop om julle op die kanaal te sien. Baie liefde en seëning vir julle. Amen.